Amen. Ek wil net so 'n kort verhaaltjie met julle deel. Julle paar jaar gelede het ons en vriende besluit om 'n naweek in die Krugerwildtuin te gaan kamp. Die Vrydagmiddag het Koos en Pieter met 'n veldwagter by die kantoor van die Orpenhek gesels en ons planne het effe verander. In plaas van om die middag kamp op te slaan of in die kamp ons tente op te slaan, het die veldwagter ons op 'n toer deur die Krugerwildtuin geneem en sou ons ook daardie aand in die veld in ons tente slaap. Op pad na die kampplek het hy gestop en vir ons vertel dat 'n week gelede 'n leeu 'n buffel daar gevang het. Hy wou hê dat ons na die plek van die vangs moes gaan kyk. Ek was baie skrikkerig. Ons moes hom volg, maar ek het seker gemaak dat ek kort op sy hakke bly. Ek het letterlik in sy voetspore gestap. Ek het geweet, indien iets sou gebeur, hy het 'n geweer. Koos en Pieter het nie gewere by hulle gehad nie. So, leeuwe kos sou ek nie daardie aand geword het nie. En dit bring my dan vanaand by my boodskap wat ek met julle wil deel. So tyd gelede het ons gesels oor disippelskap en wat dit beteken om 'n disipel te wees. Iemand het eenmaal gesê, disippels is spoorsnyers van Jesus. 'n Spoorsnyer volg gewoonlik 'n bok, baie keer die bok wat gekwes is, en hy moet daai spoor noukeurig navolg want hy moet daardie bok kry. En dit gebeur baie keer dat hy selfs op sy knieë moet gaan om seker te maak dat hy wel daardie spoor volg. Hoe loop ons in Jesus se voetspore? Volg ons dit noukeurig, selfs op ons knieë? Jesus het reeds die pad vir ons vooruit geloop. Ons moet net in sy voetspore stap. En hoe doen ons dit? Ons volg hom deur sy woord getrou te lees. Ons volg dit deur gehoorsaam aan hom te wees, in gebed met hom te gesels, en dan ook op daai manier hoor ons ook sy stem. Vanaand wil ek julle vra om saam met my in Jesus se voetspore te stap, terwyl hy sy laaste week op die aarde gewandel het. Sondag het ons saam met Jesus en sy disippels gestap terwyl hy op die rug van 'n donkie vol gery het. Ons het gehoor hoe die mense Hosanna sing, hoe hulle palmtakke waai. Ons het gesien hoe hulle die palmtakke voor die donkie vul en voor Jesus neergooi. En daardie Sondag aand het hy en sy disippels weer teruggegaan Betanië toe. Die volgende oggend vroeg het hy weer van Betanië na Jerusalem gestap en hy was honger. Net 'n oombliekie daar stil staan. So hy het vroeg die oggend saam met sy disippels teruggestap Jerusalem toe. Gisteraand het ons gehoor dat Jesus vroeg in die oggend tyd met sy Vader op die Olyfberg spandeer het. So as ek dink aan die vroeg, hoe vroeg moes Jesus nie sy battery gelaai het nie. En baie keer, ek is skuldig, as ek 5 uur moet opstaan, dan dink ek, kan ek nie net nog 5 minute lê nie. Vir Jesus was daar nie 'n 5 minute om te lê nie, want hy het geweet, tyd is kosbaar en die uurglas is besig om leeg te loop. Ons is nou by die vye waar Jesus hulle stap en in die verte het hy 'n vyeboom vol groen blare gesien. Hy het daarheen gestap om vye te pluk. Ons almal ken die verhaal, maar ek wil hê julle moet saam met my 'n oomblik by daardie vyeboom stil staan. Hoekom praat Jesus lees ons van 'n vyeboom? Watter boodskap wil Jesus met ons deel? As ons dink aan die vyeboom, is 'n ander gedeelte in die Bybel, is die vyeboom nie bot nie, sal ek steeds vir Jesus volg. Maar wat wil hy met ons deel uit hierdie verhaal van die vyeboom? Een merkwaardige eienskap wat ek na ons nagelees het, is dat die vyeboom baie vrugbaar is. 'n Goeie vyeboom kan vrugte gee in die lente, in die somer en ook in die herfs. En op hierdie spesifieke oggend wat Jesus einde sy disippels gestap het, wat was Jerusalem toe, was dit vroeg lente. Die blare het begin uitkom en saam met die blare het die vruggies uitgekom.
En nou wil ek hê ons moet net stil staan saam met Jesus en sy disippels by hierdie vyeboom. In jou geestesoog sien hoe Jesus deur die blare soek vir vye, maar hy kry niks. Ek glo hy het omgestap na die ander kant toe, want dit was 'n groot boom. Hy het selfs dieper gesoek, maar hy het steeds geen vrug gekry nie. En nou hoor ons sy woorde, Markus 12 vers 14. Laat niemand ooit in der ewigheid weer van jou 'n vrug eet nie. Die vyeboom het die belofte van vrug gehad, maar hy het niks gedra nie. Wat is nodig om 'n goeie vyeboom vir 'n vyeboom om goeie vrug te dra? Baie beslis 'n goeie tuinier. 'n Goeie tuinier wat die grond losmaak sodat die water vinniger by die wortels kan uitkom. Goeie tuinier wat die boom bemes, wat die boom kompos gee, maar wat ook die droë takke uitsnoei. Ek en jy is vyebome. Ons groei in die lewenstuin van Jesus. Hy is die goeie tuinier wat vir ons intree by Vader. In liefde versorg hy my en jou daagliks met sy woord. Hy vra net van ons gehoorsaamheid. In nederigheid vra hy vir die Vader om my en jou, die vyeboom, nog een kans te gee. Ons moet daarteen waak om nie vol groen blare te wees alleen nie, want dit skep 'n vals beeld. Die vyeboom waarby ons vroeër stil gestaan het, saam met Jesus en sy disippels, sy einddoel sou verander omdat Jesus die boom vervloek het. Die vyeboom, pragtig gesond en vol blare, maar sonder vrug, het die volgende oggend effe anders gelyk. Die woensdagoggend toe Jesus en sy disippels weer na Jerusalem gestap het hulle gesien dat die boom verdroog het. Markus 12 vers 21 lees ons en Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het verdroog. Jesus antwoord hom en sê, julle moet geloof in God hê. En dan bring dit my by die vrug wat ek en jy moet dra. En ek dink die belangrikste vrug wat Jesus van ons, by elkeen van ons soek, is die vrug van geloof. In Hebreërs 11 vers 16 lees ons, sonder geloof is dit onmoontlik om God te dien. Baie keer vra ons, maar wat is geloof? Wat is lewende geloof? En my geloof moet lewendig wees. En dit is om God te vra wat hy wil hê ek moet doen. En dan moet ek hom gehoorsaam wees. Ek sluit af. Wat vind Jesus wanneer hy by ons kom stil staan? Pragtige groen bome, vol groen blare, maar sonder vrug? Of is ons pragtige groot bome met groen blare en volop vrug? Ons het hierdie week gepraat van Jesus wat die laaste week, en ons is in Lydensweek, dis die laaste week wat hy op die aarde gewandel het. Wanneer hy weerkom, gaan hy ons kom haal met die wederkoms. Ons leef in God se genade tydperk. Daagliks tree Jesus vir ons in by God die Vader en pleit hy by Vader om ons nog 'n kans te gee. Laat ons nie ongehoorsaam wees en 'n vals beeld na buite dra nie, maar laat ons opreg en gehoorsaam wees en hom toelaat om ons te versorg en ook te snoei. Ek wil graag bietjie uitbrei op hierdie genade tydperk. Wat is genade tydperk? Ek dink dis die tydperk wat ons het om ons saak met die Here reg te maak. 'n Hele paar jaar terug, en dit is toe ek en Koos nog in Witrifuur gewees het ons een oggend tydens 'n oggenddiens het daar 'n jong man ingekom in die kerk gaan sit. Dit was nie van ons gemeente nie, want miskien mos mense wat saam met jou in die kerk is. En nadat die woord bedien is en het pastore altaarkol gedoen en die jong man het opgestaan want dit was om jou hart, as jy nie seker is of jy jou lewe vir die Here gegee het nie en jy nog jou lewe vir die Here wil gee en hom wil aanneem as jou persoonlike saligmaker, het hy net eenvoudig opgestaan en uitgestorm.
ons het gehoor hoe Jagie weg met sy brullende motorfiets. En dit was nie baie lank daarna nie, na die kerk uitgekom het ons gehoor van 'n jong man wat 'n noodlottige ongeluk gehad het met sy motorfiets. Vir daardie jong man het die genade tyd verbygegaan. Kom ons maak seker dat ons, wanneer ons in Jesus se voetspore stap, ons te doen soos hy dit graag van ons wil hê, gehoorsaam, getrou, en dat ons vrug dra wat hom tot eer strek. Kom ons sluit die oë. My Here, mag ons elke oomblik gebruik om vrug vir U te dra, om U te verheerlik en te eer en lof aan U te bring. Mag ons, soos die geurende salfolie in daardie albaste fles wees, om 'n aangename geur vir U te versprei. Dankie Here dat U ons eerste lief gehad het en dat ons ook nou vir U kan sê, Here, ons is lief vir U. Amen.